Halleluja. Lieflik is dit nie teenwoordigheid van die Here nie, amen. As jy Bybel saamgebring het, kan jy vir my oopmaak, ons gaan, daar's 2 gedeeltes. Eerste gedeelte is my 2 verse, is Lukas 14, vers 34, 35, en dan kan ek my vir later die vinger of net het merk en sit by 2 Korintiërs 6. 2 Korintiërs 6. Ons gaan daar so 'n paar verse saam. Ek het so 2-3 weke terug die Here begin my werk oor 'n omtrent 'n sekere saak. En baie bekende gedeelte uit die woord. En weer eens sê ek, ons lees baie maal goed in die Bybel. En dit raak so 'n algemene ding, want jy lees dit, jy het dit al gelees en jy lees dit baie oor dit asof dit maar net is. Maar die Here het hierdie gedeelte vir my oopgemaak en weet jy dat ons het nog gepraat oor hierdie gedeelte, ek gaan gou vir lees, vers 34, 35. Hy sê die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. En iets interessant is, weet in die woord praat die Here van die wat 'n oor het, laat hom hoor. Maar kyk wat sê die vers. Hy sê die wat ore het, laat hom hoor. So, weet baie maal sê ons as mense luister hulle met 'n halwe oor. Ek wil vanoggend vir jou vraag gebruik in hierdie dag altyd jou ore. Want weet jy wat die Here wil ernstig met ons praat vanoggend en dit is regtig baie belangrik dat ons sal verstaan wat die Here by hierdie gedeelte gesê het, dat ons is die sout van hierdie aarde. En jy het ooit gewonder hoekom hy die klassifikasie maak van sout? Nou hy sê, as die sout laf geword het, dan dien dit geen nut meer. Wie kan vir my sê, hoe word sout laf? Enig iemand? Ja, maar hoe word dit laf? Wat veroorsaak? Maar wanneer verslaan hy? Jy sien, dit is wat baie mense sê. Maar as jy gaan kyk na die chemiese samestelling van sout, ek gaan nou nie, ek wou 'n bietjie dieper ingegaan het in dit, maar ek gaan nie, want dit gaan baie tyd opneem. Maar sout verloor alleenlik sy smaak, wanneer hy met alle ander elemente in aanraking kom. As jy sout in water gooi, verloor hy sy krag. Maar wanneer sout byvoorbeeld met sekere elemente in aanraking kom, dan verander hy sy smaak. As jy 'n teelepel barbecue spice in jou hand gooi, kan jy dit makliker oplek en dit gaan ook nie so lekker proe nie, maar so baie nie. Maar dit gaan deeg, dit gaan werk, jy gaan dit kan in. Maar gaan lek nou 'n hele eetlepel of 'n teelepel sout op eenslag. Dit is baie sterk. Nou, baie mense sal sê, as sout oopstaan, baie mense sal sê, as dit inkt word. Maar suiwer sout kan nie verslaan nie. Tensy dit met ander elemente in aanraking kom, dan verloor hy sy sterkte. En weet jy wat, dit is interessant, want hoekom sê die Here, julle is die sout van hierdie aarde? Want wat is my en jou funksie op hierdie aarde? Jy moet verstaan, ons is nie maar net per toeval hier geplaas nie. Ons is hier vir 'n rede. How did we say the other night? We are not from this world, but we are in this world. Is dit reg? Is dit the right way? But in this world. Maar jy moet verstaan dat die Here het jou en my hier geplaas. En Adriet, jy is nie net hier om maar net te wees nie. Ons is nie maar net hier
om maar net aan te karring en net die kerkbank vol te sit en nou the chance. Die Here het jou geskep met 'n rede. Ons is hier geplaas en ek en jy is veronderstel om smaak te gee aan hierdie wêreld. Maar jy sien, wat doen ons in hierdie wêreld? Ons duik in boots and all in die wêreld. We blend in, and the minute that you start blending in, you start losing your power. We are supposed to be set aside. We are not supposed to get involved. We are supposed to give just a taste. My vrou hierdie week het sy 'n ding op haar status gesit wat maar so mooi was. Hierdie prediker in die kerk sit hulle al die ligte af. En daar's net 'n lig wat op ons skyn. En weet wat, dit is so mooi tentoonstelling. Want dit is wie ek en jy is. In die donker wêreld waar jy is, skyn daar 'n lig van God op jou. En dit is wat jy reflekteer. En ek wil vandag vir jou vra, kind van God, wat se lig, wat se smaak, wat gee jy af aan hierdie wêreld? Want jy sien, ons raak so verdwaal en so opgesuig deur hierdie wêreld. Ek wil net gou vinnig deur die inleiding kom. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk toe die Here my begin praat oor hierdie gedeelte, want jy moet verstaan, hy sê, jy weet, en wat sê jy nou Wikipedia? Dis nogal 'n wonderlike ding, maar hy is nogal slim. Hy sê, salt being a highly stable compound doesn't lose its flavor over time. It's a mineral, and unlike spices which can degrade, salt retains its saltiness indefinitely. Here's why. Salt is a very stable chemical compound, and its bonds are strong. It doesn't spontaneously break down or react with other substances in a way that would alter its taste. So, dit is nie veronderstel. Maar jy sien, nou hier is die ding, hoekom sê die Here, julle is die sout? En ek wil hê jy moet mooi verstaan, want ons is die sout van hierdie aarde. En weer eens praat die Here met kinders van die Here. Ons praat nie nou van die wêreld nie. Daar is evangeliste wat vir die sondaar spreek en vir hulle sê, maar ons almal wat hier sit is kinders van God. En ons almal wat hier sit vanoggend het 'n doel en 'n funksie en jy het 'n sekere smaakie wat jy afgee. Nou vra ek vir jou vanoggend, kind van God, wat se smaak gee jy aan hierdie wêreld? En jy moet nou mooi verstaan, want kyk, ek val die pakslaas in my toe kom. Die Here het baie hard met my gepraat vir 3 weke. Want alhoewel ek die herder van hierdie gemeente is ek maar net 'n mens. Maar dit gee my nie verskoning om te doen en te sê en te reageer soos wat ek wil nie. Maar jy sien, we are supposed to be set aside. Maar terwyl ek hierdie gedeelte lees, begin die Here met my praat en ek het al hoeveel keer gesê, en ek sal dit seker vir die res van my bediening tydperk sal ek dit sê, dat we cannot be a person just being. We need to be involved in spreading the gospel. Ons moet ons ligte hier buite laat skyn. Ons moet 'n verskil maak in iemand se lewe. In hierdie week sit ek en ek het op 'n stadium met dit vir Darien gesê. En ek noem dit nou maar, ek wil nie myself, ek verhewe myself nie, want ek help myself nie op en so ek het nou iets gedoen nie. Maar wie wat? Ons vat baie maal ons lewe net van selfspreekend. Want jy doen net iets of jy sê net iets vir iemand. En op die einde van die dag, al wat jy doen en al wat God van jou en my verwag om te doen, is we need to just plant a seed. Want weet jy wat, ek en jy kan nie die saadjie laat groei nie.
Net God kan. En ek sit en ek wag vir iemand om hom te ontmoet en ek loop by die winkel in. En die persoon sê vir my, "Pastor." En ek kyk om en ek is geskok. Want die ou lyk bekend, maar tog, wie is dit? Die ou lyk nie so. Toe hy vir my sy naam sê, toe sê ek, "Ja, ek kan die grootste verander." Ook die sy naam is Mervin. Hy het op 'n stadium met my gewerk. Hy het my die helfte van my grysware gegee. Want hy het gerook werk toe gekom en hy is in 'n toestand van dwelms vasgevang en gedrink en dit was net, ek wil nie my woorde gebruik nie, maar dan probeer ons die ou help en terwyl ons werk, kyk my as ons 'n opportunity kry, dan gee ons vir meer evangelie. Maar daar gelaat en op 'n stadium split ons paai en dit was nie die mooiste gewees nie, want ek moet hom laat gaan het, want hy het goed gedoen wat hy moes nie. En ek kry my by Pick n Pay in Montclair en hy sê, "Pa, sterk is vir sy kyk." Want die Here het sy lewe verander. Hy is silwer skoon vir hoeveel maande al. Hy gaan kerk toe, hy dien die Here. En weet wat, dit gaan oor wat se smaak gee af. Want baie maal dink ons dit is, ons is te gering, ons is maar net, ons is nie maar net nie. Jy het 'n doel op hierdie aarde en jou doel is om 'n smaak af te gee in hierdie wêreld. Maar nie Christus sê ongelukkig is dit so dat baie kinders van die Here kan ons reguit wees vanoggend. As hulle monde oopgaan, dan braak hulle gal. Hoeveel mense kry ek wat vir my sê, as dit is wat 'n Christen is, wil ek dit nie wees nie. Die Here het ons nie genoem om mense af te breek, sleg te sê, te beskinne nie. Maar jy sien, ons dien al die Here so lank en ons is toch so heilig. Jy weet nie eens meer hoe jy vermeng het en hoe jy krag verloor het en hoe jy smaak verloor het in hierdie wêreld nie. Want jy weet wat gebeur. Ons lewe mos in die genade dispensasie. And it's all about grace. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, God se genade is groot. Dit gee my nie reg om te doen wat ek wil nie. Dit gee my nie reg om te maak wat ek wil nie. Want weet jy wat? Ongelukkig werk dit so met baie van die kinders van die Here. It's all because of grace. So I can do what I want, I can say what I want, because I will be forgiven. Weet, as 'n groot verskil as jy weet dit sonde doen en onbewuslik sonde doen. Matteus 5 sê, julle is die sout van hierdie aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om uit buite te gooi en deur die mense vertrap te word nie. Met ander woorde, die Here sê, julle is die sout. We're supposed to give flavor. We're supposed to stand out. We're not supposed to lose flavor. Maar kyk, het jy al gesien as jy nou 'n nuwe, vars, geredde persoon sien? Kyk my man, daai is so sout soos 'n bokkom. As jy hom vat, dan moet jy water drink, want dit is net te veel. Maar hoe langer ons aangaan met ons lewe, wat gebeur? Ons dink ons raak oornag, ek gaan dit nou maar sê, geestelik volwasse. En ons dink, we have arrived, en ons dink ons is okay, maar dit is nie. We are supposed to preserve ourselves. Want waarvoor word sout gebruik? To preserve stuff. Maar jy sien, maar as gevolg van vermenging, wat in ons lewens plaasvind, onder hierdie gemors van hierdie aarde, verloor ek en jy as kind van God, ons effectiveness to give flavor. En dan gaan ek eerlikwaar vir jou sê, weet jy wat,
Ek het al my eie lewe gesien. Jare terug. Jy dink jy's, niemand kan naby jou kom nie. Maar die oomblik as jy die krag nodig het, dan het jy nie die krag nie. Hoekom nie? Want jy het vermeng. Jy het jou krag verloor. Want hoekom? Ons hou onsself besig met die dinge van hierdie wêreld. En ons is nie veronderstel om dit te doen nie. Lot se vrou. Wat gebeur met Lot se vrou? Toe sy omkyk, toe versteen sy en word sout. Die woord sê sy het omgekyk, maar hoor wat ek vandag vir jou sê, ek dink dit is nie net meer oor die omdraai nie, maar ek dink sy het omgedraai en sy terugverlang na die kospotte van Egipte toe en dit het veroorsaak dat sy in die soutpilaar verander het. Sy het begeer na dit wat God gesê het, draai jou rug daarop en kom hier weg. Maar jy sien, ons verkies. Dit is vir ons lekkerder om te sit en ons vingers te dabbel in hierdie dinge van hierdie wêreld. Because we living in a dispensation of grace. Ek meen, die koms van die Here is voor die Here, glo jy dit? Die Here kom om sy kerk te kom haal, sy bruid te kom haal, glo jy dit? Kan ek vir iets sê? Jou trouwop droom. Hy kom vir 'n bruid wat skoon is, wat soewerein is, wat reg is. Hy kom vir 'n bruid wat hom verwag. Hy kom nie vir 'n vuil kerk nie. Hy kom nie vir 'n vermengde kerk nie. Maar jy sien wat het gebeur. Ons het vermeng. Die sout het vermeng met die wêreld. Hulle het die wêreld in die kerk ingebring. Ons het al hoeveel keer daaroor gepraat. En kan ek vir jou eerlikwaar sê? Die sout, die kerk, ek en jy, ons praat nie van die gebou nie, het sy krag verloor omrede dit vermeng het met die trek van die wêreld. Agter preekstoele gaan daar preke uit wat afgewater is. Hoekom? Want ons is vermeng met die gemors van hierdie wêreld. We want to make it through bringing worldly things. Ek praat gister met iemand en die persoon sê vir my, nee, maar Boeta, as jy nou jou kerk wil groei, moet jy nou hierdie ou luister. Hierdie ou red kerke. Dit is vir my sê, droog ek. Die enigste persoon wat 'n kerk kan red, sy naam is Jesus Christus. Geen mens kan 'n kerk red nie. Ek sê vir hom nou maar, wat is sy approach wat hy gebruik? Want ek kan eerlik vir jou sê, I do not like smoke machines en colors en strobe lights in 'n kerkie. Dit werk nie vir my nie. Maar soos ek nou so 'n paar weke terug daar gepraat, jy sien die ding is, ons moet die wêreld in die kerk kry. And you get them in there by entertaining them, then you need to keep them entertained to keep them there. Maar voor ek by daai gedeelte kom, is die ou weg. Maar jy sien, weet jy wat, ek kan nie anders as om die woord te bring wat God vir my gee nie. En ek is nie hier is nie popularity contest nie. Ek is nie hier om deur jou gehou, jy hoef my nie te like nie. That's all what it's about. I'm not here to try and be popular. Maar wanneer God vir my sê, so sê jy vir die kerk van die Here, dan moet ek dit doen. Ek kan dit nie anders doen nie. Amen. Ons is nie hier om 'n gesjoeke koute besigheid te gee en jy is maar net ek nodig nie. Want die ding is, hy kom vir 'n suiwer kerk, hy kom vir 'n skoon kerk, en ek wil vir jou sê, die koms van die Here is so naby, en kyk hoe lyk die kerk. Kyk hoe lyk die kerk. Mense bly weg uit die kerk vir die grootste smerk. En ek sê nie die kerk gaan jou hemel te bring nie, hemel te vat nie, maar die woord is baie uitdruklik. En weet wat? Maar dit is omrede
daarom nie hierdie klas van boodskappe gebring word, van bekeer jouself, kom vir God reg nie. Maar dis kan as you is and go as you are, want dit is ons maar die beste way to be. Maar jy sien, ons kan nie vermeng met hierdie wêreld nie. Ons mag nie vermeng met hierdie wêreld nie. Want dit is as gevolg van vermenging, wat die kerk sy krag verloor het. En die Here sê vir ons, dat ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Dit staan in sy woord. En dit is belangrik dat ons sal dit verstaan, because ek kan dit nie verstaan, en ek weet, ek het gesê, ek kan nie verstaan hoekom wil die mense verwêreld om mense in te trek nie. Want die woord leer my, as ek kyk wat die woord sê, is God presies wie hy was 2000 jaar terug. Ek weet nie wat, maak nie saak, en ek het al gesê, God se gees sal mense nooit verstoot nie. God se gees sal mense nooit wegdruk nie. Nou, hoekom moet ek dan nou die wêreld inbring om mense in te kry? Ons het nodig om uit te gaan en ons lig te gaan laat skyn in 'n donker wêreld. Ons is nodig om uit te gaan om die sout te wees wat smaak gee dat die mense kan sê, maar dit is lekker. Ja. Maar die oomblik wanneer jy vermeng en jy dinge soos deur mekaar raak met hierdie goeders. Het jy ooit gewonder, hoekom is daar nie meer wonders en tekens so sigbaar soos dit jare uit terug was nie? Het jy al gevra, wanneer laas? Kom ons vra die vraag. Wanneer laas het jy kanker op die grond sien val in 'n kerk? Wanneer laas het jy 'n blinde se oog sien open in 'n kerk? Wanneer laas het jy verlamde sien opstaan uit die rolstoel uit? En ek praat nie van 'n verlamde ou wat R20.000 of R5.000 betaal word om te kom fake opstaan uit 'n rolstoel uit nie, want dit gebeur nie. Maar ek praat van ware genesing. Wanneer laas? Weet jy hoekom? Want die kerk het sy krag verloor. Van die kerk het homself vermeng in die trek van hierdie wêreld, maar ons wil God in die wêreld dien en ons is happy-go-lucky. Kan ek vir jou sê, wil jy die krag van God teruggee in die kerk? Suiwer jouself. Maak jouself skoon. Kom weg van hierdie wêreld af, dan sal jy sien die krag van God sal weer begin beweeg in die kerk. Ons het in die week daaroor gepraat. Hoekom bid ons vir mense? But nothing happens. Dis 'n harde bitterpil te sluk hoor. Hoekom bid ons en ons kry nie antwoord nie? Want ons is vermeng met die wêreld. Die Here sê in sy woord, vir ons, hy gee ons die krag, en oor die mag, oor al die vyand se krag, en ons gaan op skerpe hoene trap en slange, en jy sal gif drink en jy gaan niks oorkom nie. Why is it happening? Want die kerk is nie die plek waar het wees. Boodskappe word afgewater. Want as jy kerk toe kom en jy stap uit, moet jy tog net asseblief goed voel. Jy moet instap met 'n huppel in jou stap. That's not what the gospel is about. Dis nie waaroor die woord van God gaan. Maar jy sien, die kerk het sy krag verloor. Kyk, die woord sê vir ons Lukas 10:19. Kyk, ek gee julle aan julle die mag om op slange en skerpe hoene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle skade doen nie. Markus 16:17. En vir die wat glo sal jy die tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en hulle sal iets dodeliks drink, en dit hulle geen kwaad doen nie. Op die siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Dan kry jy nou, I think you're thinking about one thing,
Dis net preacher. Hoe jy talking about me? Okay, so paar weke terug sien ek hierdie ouens, they call them the Snake Church, ek weet nie waar wat hulle met slange, kyk as jy nie geloof, weet wat die beste van alles, dan pik hierdie giftige slange en dan amper sê ek nou lelike woord, dan sterf hy, ons sê het nou mooi. Dan sê hulle, dit is van seker so. Weet jy wat, God laat nie met hom bespot nie. If you want to be stupid, be stupid. Maar jy sê die ding is, Johannes 14:12, kom lees het net klaar. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, en die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Kind van God, ek vra vir jou, hoekom gebeur dit nie? En weet wat, eerlikwaar, ek wil jy moet mooi hoor vanoggend. Ons moet ernstig luister vanoggend. Ons moet aandagtig luister wat die Here ons vir ons iets sê. Want ek en jy is die sout van hierdie aarde. En hoekom gebeur nie dit wat die Here vir ons sê nie? Ons sing hierdie koortjie, al die beloftes in die woord is myne. And it's all about faith. Yes, faith has got a very big thing to do with it. Maar jy moet nie vermeng nie. Want jy gaan jou smaak en jou krag verloor. Ons bid, en ek het al gesê, dan gebeur dit nie, niks gebeur nie. Dan vra ons Here, hoekom? Dan sê ons, dit was nie die Here se wil nie. Kan ek gou vir u iets sê? God is nog steeds God. God het nog steeds al die krag. Hy het nog steeds al die heiligheid. Hy is nog steeds dieselfde. Hy is nog steeds die een wat dooi is opwek. Wat verlamdes laat loop, blindes laat sien, dowes laat hoor. Maar hier is die probleem. Die sout het laf geword. Die sout het vermeng met hierdie gemors aarde. Die sout het sy krag verloor. Dan wil ons sê, dis die Here se wil. Sover ek weet, dis nie God se wil dat ek moet siek wees nie. Dis nie God se wil dat ek moet swaar kry nie. Dis nie God se wil dat ek met my moet sleg gaan nie. Maar dan vra ek hoekom gebeur hierdie goed? Want hy is nog steeds dieselfde. En he cannot be at fault. Nou waar hierdie probleme? En dis die bitterpunt. Ons is die probleem. Want ons is nie op die plek nie. Ons doen nie wat ons moet doen nie. Hier is ongelukkig, hier is 'n baie ernstige woord, maar ek wil dit mooi hoor. Dis tyd, kind van God, dat ons sal wakker word en dat ons sal sê, Heer, ek wens, jy kan onder 'n mikroskoop gaan lê en al die vuil goed uit jou lewe uitpik. Een vir een. Laat jy weer jou kwaliteit vir die smaak wat jy in die wêreld afgee, kan terugkry. We need to stand up. We need to be the difference that God sent us out to be. We are here to preserve God's kingdom by being the salt that He called us to be. Want onthou jy nou, die Here het jou en my nie geroep om barbecue spice te wees nie. Hy het jou geroep om die sout van hierdie aarde te wees. Daai lekker ding wat jy op 'n stuk gooi, die skoon, suiwer, heilige sout. Heilige sout. Hy het ons geroep om eerbare, bloedgewaste kinders van God te wees, die naam kind van God waardig te wees. Maar ons wil die naam van God waardig wees, maar jy wil jouself nog steeds entertain met die tannie langs sit. En ek verstaan nie hoe mense dit gaan werk nie. Ons is nie veronderstel om in te blend in hierdie wêreld nie. Maar dan kry jy die mense met die idee, but let's just, we need to look like the world so we can get the world, en noem al hierdie wonderlike dinge. Weet wat? Wees net 'n kind van God.
wie hy jou geroep het om te wees, want dan gaan jou lig skyn. Jy gaan mense trek, want God dryf nie mense weg nie. Ons moet een wees met hom. Ons moet die een wees wat by die werk 'n standpunt inneem vir God, vir sy saak. Ons moet die een wees wanneer hulle die vuil grap vertel, om op te staan en te sê, weet jy wat, dit is nie reg nie. Maar ons is so bang om 'n standpunt in te neem vir die Here. Why? Because we get branded. We get branded as those Pentecostal, happy, clappy, al die goede. Maar weet wat, I'd rather be branded a child of God than anything else. Ons is nie veronderstel om saam te giggel en te lag wanneer jy die vuil grappe vertel word nie. Jy is nie veronderstel om deel te wees daarvan. Ons is veronderstel om diegene te wees wat in reg en geregtigheid loop. Dat die mense weet as hulle jou sien, ons moet net nou vloekie wat hier so sê. Hier is nou iemand. Want jy sien, die ding is, ons gaan so maklik kompromie aan. Ag nee man, dit is ons nie so bad nie. Is dit nie so erg nie? Maar ons het nodig om ons lig te laat skyn, sodat die wêreld kan sien wie God is. Ek weet, as ons vat Jesus as 'n voorbeeld. Toe Jesus op hierdie aarde gewandel het, waar het hy hom gekry? Dis nie sondags. Hy het daar gewandel. Dit is waar hy gewerk het. Met hulle. Dit is waar hy die verskil gemaak het. Hy het nie kompromie aangegaan nie. Hy het nie gesondig nie. Hy het nie saamgelag nie. En ek is seker as hulle opgestaan het, iets gesê wat nie moes nie, het hulle wat gesê, jy kan nie dit sê nie, jy kan nie dit doen nie, dit is nie reg nie. Maar jy sien, die oomblik as jy vermeng, dan blend jy in, dan kan jy nie die verskil wees, wat God wil hê moet wees nie. As jy besig is om te vermeng, dan is jy besig om jou smaak te verloor, jy is besig om jou krag te verloor. Maar as ons kyk na die voorbeeld wat God vir ons gestel het, deur sy seun Jesus Christus, kan ek vir jou sê, he preserved himself in every aspect of his 33 years on this earth. He was set aside to glorify God in everything that he did. Hy het onder die sondaars die evangelie verkondig, hy het sy lig laat skyn, hy het 'n verskil gemaak. He stayed pure and true to his calling. Kan ek en jy vanoggend dieselfde sê? Want kan ek eerlik vir jou sê, God verwag van jou en van my, to be true to our calling. Ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra, en ek wil vir jou vra, en weet jy wat, dit is my, ek sê vanoggend my vrou, geen persoon kan hierdie vraag namens enigiemand antwoord nie. En ek wil hê jy moet vanoggend vir jouself die vraag vra. Hoe sout is jou sout vanoggend? Hoe sout is jou sout? Wat se smaak gee jy af in die wêreld? Is jou smaak suiwer? Of is dit besig om blank te raak? Want dit is tyd dat ons sal moet 'n suiweringsproses deurgaan. En ek dank die Here dat hy sulke boodskappe gee wanneer daar nog tyd is om te kan sê, laat ek myself reinig. Laat ek myself skoon kry. Want aan hierdie kant van die graf
is daar nog vir jou en my tyd. Daar is genade. Maar wanneer jy oor daai lyn getrap het, is dit vir ewig en vir altyd te laat. Maar ook nie, my dan sê, maar pastoor, maar hoe moet ek dit doen? Maak jy jou Bybel vir my oop by 2 Korintiërs, vers 6. Ag nee, 2 Korintiërs 6, ekskuus, nie vers 6. Ek weet nie wat julle by, I don't know if your Bible's got the same, in the middle between verses 10 and 11 there's a heading in the Afrikaans Bible, the 33 translation. Maar as dit nie daar is, is die einde van die wêreld nie. Maar hoor wat sê die opskrif bo vers 11. Hy sê 'n dringende vermaninge om heilig te lewe. Nou ons gaan saam lees vanaf vers 14 af. Want dit is nou hoe jy gaan suiwer bly. Hy sê moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deel genootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het lig en die duister? Weet jy dat duisternis geen verklaring het nie? Weet jy dat duisternis nie regtig the dark doesn't really exist? The only thing about darkness is the lack of light in it. Jesus is die lig van hierdie wêreld. Jesus is die lig in my lewe. Jesus is die lig wat uit my uit moet skyn. En vra ek vir jou, wat se verhouding het lig met duisternis? So nou wil ek vir jou vra, what are you bloody in darkness for? Vers 15. En watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Vers 16. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal onder julle woon, ek sal in julle woon, en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Maar nou hier kom dit nou. Die volgende versie, wat die moderne Christen nie like om te hoor. En hoor ek nou vir jou gesê, die Here praat met kinders van God. Hy praat vanoggend met jou en my as die sout van hierdie aarde. Dis hoekom die Here ons in die begin gelees het, wie ore het om te hoor. En ek wil nou niemand bang maak nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, moenie, want na vandag kan jy nie hier uitstap en sê, maar ek het nie geweet nie. En moenie dat hierdie boodskap eendag teen jou en my gaan tel nie. Moenie dat hierdie boodskap voor jou kom staan eendag en sê, maar jy het geweet. Vers 17 praat met elke liewe korreltjie sout. Hy sê, daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af. Jy moet mooi hoor, sonder julle af. Want weet jy wat? Wat doen vermenging? Dit breek jou af. Wat doen vermenging? Dit belemmer jou verhouding met God. Wat doen vermenging? Dit verhinder jou gebedslewe. Wat doen vermenging? Dit weerhou jou van die volheid van God in jou lewe.
gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. En dan gaan ons een gedeelte verder lees, 2 Korintiërs 7:1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in vrees van God volbring. Kan ons weer daai opskrif lees? 'n dringende vermaninge om heilig te lewe. That's how you stay pure. That's how you stay clean, by living a holy life. Die Here praat vanoggend met elkeen van ons. And it's time for the church to get back to being the true salt that God called us to be. Weet jy wat sien ek? As ek na die kerk kyk? Ek sien dat die sout het laf geword. Weet jy hoekom? Want die sout praat soos dit wil. Die sout doen net wat die sout wil. Die sout gaan net waar die sout wil gaan, want niemand vertel vir die sout wat om te doen nie. Dit is ons as mense se houding partykeer. Maar die woord van God, die heilige woord van God, sê vir my en jou wat ons moet doen. Wat ons moet sê, hoe ons moet praat, hoe ons moet handel. Die sout het laf geword, want die sout is vol hoogmoed. Die sout het laf geword, want dit is eintlik nie net vol nie, dit is die trek van hoogmoed. Want die een dink is beter as die ander een. Die een dink is heiliger as die ander een. Die sout het laf geword, daarom sit daar kinders van die Here binne in die kerk, vasgevang in verslawing, in bondage, vasgevang met pornografie en al die trek van hierdie wêreld. Die sout het laf geword, daarom kan ek dit nou maar as regheid sê. Daarom kan mense nie meer 'n duiwel uitdryf nie. Maar weet jy hoekom? Hy het sy territorie waar daar was, die krag wat God hom gegee het hy van afstand mee gedoen, deur vermeng te word met hierdie wêreld. Dis hoekom ek sê die kerk het sy krag verloor. Die sout het laf geword, daarom dra ons gebede nie meer die krag wat dit moet hê. En jy kan my verskil vir ons reg. Dis fyn. Maar ek wil hê my sê, hoe wil jy in ongeregtigheid lewe? Hoe wil jy jouself vertelg in die sonde? En jy wil in sonde lewe, maar jy wil hê God moet elke liewe gebed van jou beantwoord. Die sout het laf geword, want die kinders van die Here, die sout loop met onvergewingsgesindheid rond. Kan mekaar nie vergewe vir die geringste ding nie. Maar die beste van alles is, ag Here, vergewe maar my oortredinge. We want God to forgive us immediately, maar jy kan nie jou boetie vergewe, want gister jou nie gegroet het in die straat nie. Ons het ons smaak verloor. Ons het ons effectiveness verloor as die kerk. En weet jy wat gebeur? Wanneer jy vermeng, moet ek sit met die vers op 2 Timoteus 3:5 asseblief. Kyk wat het met Lot se vrou gebeur toe sy omgedraai. Sy het ge en 'n soutpilaar verander. En wat was daaroor van haar?
'n gedaante van iets wat sy was. Wat sê 2 Timoteus 3:5? Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Dis wat gebeur wanneer jy vermeng met hierdie wêreld. Ek wil klaar met Bram weer vir my voor dit kom asseblief. Waar staan jy vandag? Hoe soud is jou sin? Is jy ooit nog soud? Of is jy ook maar net 'n gedaante van godsaligheid? Van die krag daarvan verloor het? En eerlikwaar, net jy kan die vraag vandag vir jouself antwoord. Jy alleen. Net jy weet waar jy staan met jou verhouding met God. Jy kan vir my die mooiste storie kom vertel van waar jy geestelik is. Maar jy kan nie vir jouself lieg nie. Want die oomblik as jy vir jouself lieg, weet jy lieg. Draai jou gebede nog die krag. Manifesteer die gawes nog in jou lewe. Maar hoor mooi, kind van die Here, as die Here jou toebedeel met 'n gawe, vat hy dit nooit van jou weg nie. But it's going to become dormant. Want jy is nie op die plek waar jy hoort te wees nie. Draai jy nog die krag wat God jou gee? Kan jy vir 'n oomblik net dink? Die Here gee vir ons die sleutels om dinge op die aarde te bind. En dan die woord sê dat as jy op die aarde bind, sal die hemel geband wees. Dit wat jy ontbind, sal onbind wees. Kan jy dink as God maar net vir jou daai krag net sê, maak maar wat jy wil. Wat sal gebeur? As jy nie op die plek is, suiwer sout, wat reg is om smaak te gee in die wêreld die buite nie, en die Here gee vir jou sleutel, en hy sê vir jou, jy kan oopmaak en toe maak net wat jy wil. Daar gaan chaos op hierdie aarde wees. Daarom vroeg ek vir jou, het jy nog die krag wat die Here vir jou gegee het? Dra jou gebede nog die krag wat dit moet dra? Die gawes wat die Here jou gegee het, manifesteer dit in jou lewe. Hoor jy nog God se stem in jou lewe? As jy nie doen nie, wil ek vir jou vra, weet jy wat? Dis tyd dat ons tot stilstand sal kom en sê, Here, help my, bring my terug. Bring my terug op die plek waar ek wil wees, waar ek moet wees. En ek wil vanoggend by jou plek bid van God, as jy oor het, hoor wat die woord van God vir jou sê in die dag. God roep ons tot 'n lewe van heiligheid. En dit jy alleen kan omdraai en sê, Here, ek gaan my lewe omdraai en ek gaan wegstap van die ongeregtigheid af. Ek gaan my rug draai op die sonde en nie weer terugkyk nie. Ek kan nie my vrou omdraai, sy nie wil omdraai nie. Jy alleen maak die besluit om 'n omswaai te maak in jou lewe. En ek wil vanoggend vir jou sê, kind van die Here, daar's tyd en nog 'n plek en daar's 'n tyd in hierdie oomblik waar ons staan om die smaak van God terug te kry in jou lewe. Die smaak wat jy moet hê, kan jy terugkry. Want hoekom? Ons God is 'n God van tweede kanse. Ons God is 'n God wat nie wil hê dat ons moet verlore gaan nie.
dis wat die genade boodskap so mooi maak. Maar die ding is, mense wil die genade boodskap vat en hulle wil dit heeltemal in verband uitdruk. You need to turn back to God and get right with Him. Vers 17, daarom gaan onder hulle uit en sonder jou af. Nou wat sê ek, pastoor, kan ek nie eens by my vriende en my familie kom, wanneer die Here dit nie. Ek sê nie dit nie. Maar wanneer jy daar is, laat jou lig skyn. Wanneer jy daar is, gee die smaak af wat God wil hê jy moet. As jy daar is, staan op vir God. Staan op vir sy reg en sy geregtigheid. Don't just blend in, don't just roll over. Want dis wat ons doen. We roll over and we play dead.